Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Dis tyd om te kyk of die boeke klop. Ons beweeg nou aan na Thys van Sail by ons finansiële lesenaar met 'n segment wat ons noem Wins of Verlies. Ja wel, wins of verlies. So kom ons gaan kyk wat op die markte gebeur het oor nie veel oor die naweekie, want jy weet ons maar Pieter, die naweek daar is die markte en geldjie slaap. Jy weet, dis die meeste van ons geniet 'n naweek, maar so kyk jy wat laasweek gebeur het. Die ESG het nie te sleg gedoen nie. Ek dink ons het mos daai amper market crash het ons gesien wat ons basically beleef het in die COVID tyd, maar die nice ding is van ons Suid-Afrikaanse markte, hulle is amper so resilient soos ons atlete. Jy weet, so as jy kyk met ongeveer nog steeds in die groen gesluit met so 2,56% in hierdie lopende week. So ons het 'n klomp volume verloor, maar alles weer opgemaak en ons is in 'n positief van ongeveer so 2,56%. Maar as ons gaan kyk na die algemene markte, jy weet die sektore, as dit gaan opbreek, het ons gesien finansiële aandele het 'n klein bietjie swaar getrek, maar dit is geneig om dit te doen in sulke omstandighede. Die sentiment is altyd meer sensitief. So die finansiële sektor is omtrent af met so ongeveer 1,5% oor die algeheel, maar die oudjies wat natuurlik die ligte uitgeskiet het was resources. Okay, so dan weer 'n mineraal tipe van aandele. So daar's hulle op omtrent net so bo die 4%, maar hulle het swaar getrek al oor die afgelope jaar. So welkom terug minerale. Ek dink is baie belangrik. En dan as ons gaan kyk, jy weet jou top tipe van aandele in elke sektor wat goed gedoen het en swaar getrek het. Kyk ons aan Standard Bank, hy was maar in die agterend geweest, maar te bly wat saam 'n geleentheidsaandeel, ons gaan nou 'n bietjie oor hom ook check. Maar die aandeel wat natuurlik die ligte uitgeskiet het was gewees Anglo Ashanti Gold en vir hom gaan ons basies gee 'n line roll. So dan hy was op om amper 92,45% jaar tot datum. Sure. Nou daai is 'n absolute uitskiet aandeel gewees, sê dit wat so jaar tot datum. So met ander woorde, maar jy het hom as jy hom nog nie het nie, moet hom nie nou gaan koop nie. Okay. So met ander woorde, as 'n stadium waar hy op sy piek is en wat hy natuurlik gaan relax en hy gaan stelselmatig dalk weer terugkom, maar solank as die goudprys was nou maar is waar hy is, everybody is cheering. So maklik is dit. As ons gaan kyk byvoorbeeld dat jou aandeel wat baie swaar trek op hierdie stadium is Growthpoint. So met ander woorde, jaar tot datum so minus 15%, maar ook oor die laaste 5 jaar bly ook in die rooi. So daai is tipiese aandeel wat jy op hierdie stadium nou mag gaan kyk en my opinie daar is verkoop. Daar's hy. Alright, maar weer eens net vir ons kykers daar buite, baie belangrik. Hierdie is nie advies nie. Hierdie is Thys se opinie. Ja. Maar as jy Thys se advies wil hê, dan maak jy 'n afspraak en dan sien ek jou gerus. Alright. So as ons nou basies weer 'n bietjie verder gaan kyk oor die algemene markte, as ons 'n bietjie aandele gaan opbou en opbreek en 'n bietjie gaan kyk en net gou hierdie tegnologie weer vir my aansit Pieter, jy wat tegnologiese stryd is. Ek is nie. Jou vingers op die knoppie daar. Ja, as jy vingers op die knop het. Ons het dan nou gou gemention om Standard Bank, so as ons 'n bietjie gaan kyk na Standard Bank se aandeel wat hy gedoen het nou in die laaste week. Baie pertinent as jy gaan kyk die val van die aandeel het nou gebeur in hierdie week. So hy's eintlik 'n baie stabiele aandeel en hy het baie goed gedoen op 'n gegeewe tyd. En toe het hy basies heeltemal afgegaan, maar Maart maand het hy goeie tye op die markte geniet. Maar as ons kyk oor die algeheel, jy weet, is hy jaar tot datum ongeveer so 5,68% in die rooi. So is dit 'n lekker aandeel om na byvoorbeeld te gaan kyk? Definitief. Alright. So geldjie in die bank, R50 vir jou. Alright. So volgende aandeel waarna ons bietjie gaan kyk is natuurlik Sasol. Hier is 'n absolute geleentheidsaandeel. Okay, so Sasol trek swaar al sedert die laaste 5 jaar, maar hy maak sy pieks en hy kom reg, maar interessant genoeg is, 5 jaar terug waar hy daarso was, is hy presies waar hy vandag is, en hy is omtrent op sy R63 'n aandeel. So is dit 'n aandeel wat jy nou kan koop teen 63 met 'n uitkyk, jy weet dat hy weer natuurlik hier in die omgewing van die 100, 200, 300, selfs 400 gaan waar hy daarso was. So absolute geleentheidsaandeel, so daarso gaan ons eenvoudig sê, buy. Koop. So eenvoudig as ons dan nou amper weer gaan kyk ons weer eens na Brent. Dit is 'n Brent 3 olie. So dis die ding wat basies weer die Sasol aandeel moet komplementeer. So Brent en natuurlik die dollar. So die dollar op hierdie stadium R19.15, hy kom ook mooi weer terug teenoor die rand wat ons die laaste week gesien het. Ek dink ons gaan weer daai R19 marge weer breek. So Brent, maar wel op die pompe kan ons wel swaar trek. Jy weet as hy opgaan saam met dit, maar as jy Sasol aandeeltjie het, dan jy weer geldjie vir petrol. So maklik is dit. So baie maklik, koper. Wat sê die ouens tussen koper en goud? Alright, so as jy goud het en jy het goud gekoop, letterlik 'n jaar terug, great, pound sheets. Okay, gaan ek nou nog goud koop? Ja, jy kan. Ek bedoel, so, dit is amper soos die dollar. Kan ek goud koop elke dag van die week? Daar's nie 'n probleem nie. Okay, maar moenie jouself nie gaan oor diversifiseer byvoorbeeld dan 'n kommoditeit soos goud nie. Baie interessant, goud, wat saam se pryse is gekoppel aan sentiment weer eens. So as daar dinge verkeerd loop, dan word goud gelaai en dit word meer en die prys basies word gestoot daardeur. Okay, maar dit is ook 'n bietjie voorbeeld gemaak het van koper. So koper oor die laaste 5 jaar
heel onder hierso teen R2 en ons is amper by R5 of wat hy gegroei het. Okay, 2 tot 5. Amper letterlik as ou gekyk, daai groei op hom vir die laaste 5 jaar is omtrent 92,9%. En is nie sentiment gedrewe nie. Dit is 'n kommoditeit wat moet gebruik word vir hernubare energie, karre ensovoorts. So, kyk bietjie na daai ETF. Naspers, so met ander woorde, hier is amper die gunsteling aandeel in die Suid-Afrikaanse mark. Okay, elke liewe ou het 'n Naspers aandeel. As jy nie 'n Naspers aandeel het nie, dan gaan jy hom nie nou koop nie. Okay, maar daar's 'n klein bietjie van 'n risiko op Naspers. As ons sou kyk nou met die trade wars wat aangaan tussen Amerika en China, kan daai aandeel onder enorme druk geplaas word in die nabye toekoms as gevolg van sy swaar gewig wat hy het op Tencent Technology, wat 'n Chinese maatskappy is en natuurlik alles van daai goeder is nou heavy onder druk. Sover dat daar 1/4 van sy totale bates kan lê in wat om Tencent. So met ander woorde, wat gaan ons daar doen? Sell, koop of gaan Donald Trump net eenvoudig sê You're fired. Get out of here. You're fired. hoopie so nie, ons wil nie daai sentiment deel met enigiemand in die markte nie. En dan laastens jy weet die S&P 500 en die Nasdaq. So as ons daar byvoorbeeld gaan kyk, net in laasweek het die Nasdaq ongeveer so 8,61% verloor. Okay, waar die basis die S&P 500 korreksie. Nasdaq het ongeveer verloor 13,26%. Indien die herstel nie gebeur het laasweek wat hulle teruggemaak het nie, was hierdie twee markte ongeveer in die rooi met 25% gewees. En weer eens kom ons gaan terug na JSE toe. Hulle is nog steeds in 'n rooi van ongeveer so 13-14% waar die JSE in groen is van 2,36%. Boe, okay, great. So Suid-Afrikaanse markte is resilient. Die Amerikaanse Suid-Afrikaanse markte is resilient, maar as ons gaan gesamentlik kyk, waar sit ek my geld? Gaan ek nog lokaal belê? Absoluut, want ons het 'n absolute geleentheidsmark op hierdie stadium. Gaan ek internasionaal belê? Kom ons wag so klein bietjie. It's gonna come. Alright. So met ander woorde, as ons dan weer daarna gaan kyk, gaan sien jy 'n finansiële adviseur en jy kry dalk of jy gaan kom sien my en jy kry die volgende gelykie in jou siel op hierdie oomblik. En dit is ek. Enige vrae? Hoorie, Thys, baie dankie. Voordat ons aangaan, gooi net vir my weer daai money, want jy maak finansies vir my ook skielik wel. Ja. Ons moet veel bewegingkie kry. Ons moet veel bewegingkie kry. Ja. Wat Kan jy nie sien nie. So vroeg in die oggend, so vrolik, ons lag. Nou net voordat ons aangaan, net 'n boodskap aan ons kykers. As jy 'n besigheid het wat wil adverteer op ons program, kan jy gerus vir ons 'n e-pos stuur na info@creatorsway.co.za. Nou oor na Pieter toe, wat 'n paar vrae het vir ons eie minister van Jy Finansies. sien, hy het so net in my hart gesit oor dit. Ek weet net van emigrasie, omdat ek dink dit was seker die kortste emigrasie wat nog beleef het, maar ek is so bly om terug te wees. Maar ek verstaan daar's nou nogal 'n groot semigrasie van mense wat nou weer terugkom, Gauteng se kant toe. Ja. Jy weet, dis vir my baie interessant en ondanks seker maar die besigheidsbesluit of whatever dit is die Kaapstad se kantore byvoorbeeld wat beskikbaar is meer ek weet nie of hulle meer bekostigbaar is nie, maar die Johannesburg se kantore staan dol leeg, maar almal kom maar weer terug hierdie kant toe. Ja. Ja, dit is eintlik nogal skrikwekkend. Jy weet as ou gaan kyk, jy weet hoeveel geboue op hierdie stadium staan leeg. En ek praat van hoofkantore. So as jy byvoorbeeld selfs in Sandton gaan rondry, wat die mekka is van ons ekonomie. Jy weet, en ou gaan kyk hoeveel kantoorbordjies is daar toilet. En dan elke keer dan dink ek myself, "Yes, hier is 'n geleentheid vir my." Jy weet, want as my maagie moet gaan, dan moet hy nou gaan. Jy weet, oral is toilette. Jy weet, so of is dit dit nie, is dit. Ja, ek hoor. Ja, maar swaar tye. Maar die eiendomsmark in die Kaap is in elk geval regtig op 'n stadium waar dit amper onbekostigbaar word. So as jy nou 'n kantoor het wat jy as 'n maatskappy kan bekostig, bly jy daar en die spasie is nie noodwendig so beskikbaar nie. Ja, dis baie Ja, interessant. ek sou ou terugverwys na Growthpoint se aandeel wat ons vanoggend gaan bespreek het en nou kan dit daarso sien. En dit is nie Growthpoint nie. Dit is daar's baie maatskappye basies weet wat genoteerde maatskappye is wat eiendomsportefeuilles het. En dit is maar 'n swaar treurpunt want eiendom is 'n baie veilige destinasie van beleggings. En veral in die verlede, jy weet Suid-Afrika se eiendomsportefeuilles was trustworthy. Nie dat dit nie is nie, maar onthou as iets leeg staan dan maak dit nie 'n inkomste nie. So met ander woorde dan lyk dit sleg op die balansstaat. En dan kan jy nie dividende verklaar nie en natuurlik jou bates se valuasies gaan ook basies gaan ook afwaarts. So daai is 'n klomp elemente wat 'n rol speel. So ons sien dit juis die tendens het begin in COVID. Toe hulle gesê het ek kan nou werk ons van die huis af. So omtrent 60% van IT mense werk nog steeds van die huis af. Jy weet en daai ding is 'n groot probleem. So daarna kyk. Ja.
Wel, dit was juist my vraag gewees, jy weet, wanneer 'n mens kyk na COVID-19 en die pandemie, of meer mense nie maar in elk geval van die huis af werk in vandag se tyd, as iemand wat dalk ook nou self 'n besigheidsman is nie. Ja, ek dink dit's een van die slegte gewoontes wat aangeleer was en wat nog daar is. Ja. So en weer eens, wanneer kry ek produktiwiteit tot die maksimum uit my staf uit? Is wanneer ek nie fisies hom laat werk van die huis af nie, maar wanneer hy werk in my wat staan diens. Is hy jy's in my diens, so dan ek betaal jou vir jou tyd. En jou tydfaktor is basies weet in my kantoor, want daar kry ek die meeste van daai produktiwiteit uit. Ek bedoel, ons is kollegas, ons moet interact met mekaar. Ja. Jy gaan later aan lost in translation raak as jy byvoorbeeld net aan jou kat of jou hond aandag gee en jy kan nie by jou werk byvoorbeeld uitkom nie. En dan was 'n paar oog van dat jy kan Teams, alright, maar asseblief onthou jy sit dalk in jou boxer as jy dalk opstaan. Tuis en hoe beïnvloed dit nou obviously, jy weet ook goed soos beleggings en iets vir die ontwikkelaars en daai tipe van Ja, dis weer eens om aan te sluit. Dit is eintlik 'n baie goeie mark wat nou basies weet 'n aftrend het as gevolg van slegte gewoontes, maar ek is oortuig ons sal regkom. Ja. En is hartseer as 'n ou dink hoe die stede altyd gebloem het Ja. wat kantoorsbasis goed aan betref, maar is seker maar as gevolg van misdaad en al daai tipe goed. Ek wil nie na 'n stad toe gaan as ek hoor ek moet 'n kantoor iewers in die middestad gaan sien, dan voel ek ook net regtig. En jy stel uit voordat jy eventually maar moet gaan. Nee, dis 'n feit. Ek is bly ons hoef nie van die huis af te werk nie. Ek is heeltemal te lief vir julle almal alreeds op ons eerste dag. Goeiemôre, good morning. Dis almal vir ons tyd het en hierna gesels ons met Emma van der Walt van Brave to Love oor die geveg teen mensenhandel. So maak seker jy bly ingeskakel. Ons sien jou nou.